morning, ons hoop dit gaan sommer baie goed daar met julle. Ons staan gereed om jou oggend met warm koppie koffie en warm geselskap af te skop. En Thys is hier om seker te maak dat die boeke klop. Goeiemôre Thys. Môre. Ons is bietjie moedig vanoggend. Ja. Kan. Jy moet 'n moer koffie kry. Klomp alles wat juice, en ek maak 'n juice. Kry koffie. Ons sal vir jou ietsie ingooi. Lekker. Pak gou, dankie. Daar staan hy. Dankie julle. Hoorie, maar julle lyk verruklik vanmôre, Ros. Dankie Els? Pieter. Ja. Jy's altyd so vol komplimente. Ons Sy sê jy lyk ook so goed daar in die bly. Ek voel nou sommer beter. Goeiemôre, good morning. Jou kuif lê mooi vanmôre, my vrou. Deftig, die baadjie vrou, deftig. Op my hare. Ons het baie beplan vir vandag se episode. Ons vind meer uit oor die wonderlike werk wat Hannah Charity verrig. Adam se Igolude kom vertel ons bietjie meer oor die Sterfabriek en ons gesels met die aktrise, komediant en sanger Bibi oor haar nuwe eenvrou vertoning. 'n Lekker propvol program soos elke oggend hier by Goeiemôre, good morning. Onthou, jy kan ook saamgesels, né? Skandeer net die QR-kode wat jy nou daar op jou skerm sien en gesels saam deur middel van 'n WhatsApp boodskap. Lekker. Ons gaan baie gesels. Kan jy wag hier? Ons gaan baie lekker gesels en daar is baie om na uit te sien met vanoggend se oggendpraatjies ook. So ek wil sommer afskop met 'n storie wat ek sommer weet vir Arnold links sal omkrap. Nou die eerste Enhanced Games, 'n internasionale sportbyeenkoms waar prestasieverbeterende middels nie net toegelaat word nie, maar aktief aangemoedig word, vind volgende jaar Mei in Las Vegas plaas. Hierdie omstrede spele, reeds bekend as die Olympics on steroids, het ten doel om die stigma rakende dwelms in sport aan te spreek en die grense van menslike vermoë te toets. Ek dink wat interessant is, daar sal in 8 items meegeding word. Dit sal wees swem en dan ook baan-items en gewigstoot. En die spele is in 2023 aangekondig en beloof om 'n grensverskuivende en omstrede alternatief tot tradisionele Olimpiese sport te wees. Die groot vraag, wat dink julle hiervan? Ek dink en ek gaan seker in die moeilikheid kom. Ek dink baie. Ek gaan seker in die moeilikheid kom hieroor, maar ek dink daar is baie atlete wat in elk geval steroïde gebruik. En die manier wat hulle dit cycle en die manier wat hulle afrigters en so beplan dat hierdie moet geneem word en dan gaan jy oor 6 weke getoets word, dan gaan ons dit nie optel nie. I think the cycling of it is obviously very important. Ons kyk nou wat gebeur het met Jannik Sinner. Hy is vir 3 maande geskort and now he's going back. Yep. Who's to say he's not going to use it again? So hierdie is vir my regtig baanbrekers goed wat gebeur met die Enhanced Games, because now it's being said. We're not trying to hide it and trying to act like we're not doing it. Pieter. Tuis, daar's hoop vir jou, man. As jy nou kan begin juice. Stop van jy maar voor die jou kom. Ook, imagine ek vat die gewigstoot rond hier. Maar ek sê dit is vir my goed, maar daar is Marite en die ouens moet dit nou net nie oordoen nie. Ja. Dis die ander gevaar, nee, solank dit nog bestuur word en wetenskaplik uitgewerk word, solank dit net nie oordoen word nie, dan se ek daar. Maar word dit klaar word doen net omdat jy steroids gebruik nie. Ek weet nie wat om vir julle te sê nie. Aan die een kant dink ek is goed en aan die ander kant I don't know. Want ou het ook al gesien wat die neeweffekte van steroïdes kan wees. Ja. So bestuur dit net reg. Ek dink nog iets wat interessant is die feit dat die atlete gelok word met groot geldpryse, soos $1 miljoen vir 'n swemmer wat die wêreldrekord in vryslag kan verbeter. So Yes, $1 miljoen. Dis 'n paar rand, hoor. Ja. verstaan. So miskien is dit tog iets wat jy moet Ek oorweeg. moet maar begin juice. Weereens, imagine jou ingewande gee in of jou hart bars of iets. Ek weet nie wat is die ergste neeweffekte in die mees ekstreem gevalle nie, maar dit het nadele vir ou. Ja, absoluut. Maar ek wil nie die doemprofeet wees nie, daar is seker maar onthou net daai vryslag ouens, is hulle te veel gaan juice, gaan hulle nie kan wat ons swem, hulle gaan dryf. Ja, ek dink daar's ook 'n interessante video of 'n foto liewer wat gedeel is van een van die swemmers, die Australiese Olimpiese swemmer wat foto geplaas het van sy transformasie vir hierdie spele. Hoe lyk daai vir julle? Daai lyk nou nie soos 'n swemmer. Nee, Skielik lyk dit vir my soos 'n weightlifting champion. Nogal. James Magnussen, kyk daai lads, hoe stap hy deur 'n deur? Seker kant so sideways. Nee, dis ongelooflik, want ek dink Demonstreer net weer vir nee, dit kan nie gebeur nie. Die ding is ook do it openly. Now they're doing it openly. No one has to hide it if it's being managed correctly and if they are now competing all on the same level because everyone's juicing,
then what do we have to do? That's going to be interesting though. Very Dit lyk interesting. my of ek kan grondpad swem. Thanks. Bonacordam, hier kom ons papa. Hy swem vir hom dat lyk soos 'n motorboot op die Ek het baie weet, jy gaan nooit vassit by enige plek hier hoor. Hy gee uithaal. Nou, so gepraat van byeenkomste, op die 14de Junie hou die Highline Park in Manhattan 'n byeenkomste en dit is baie uniek. Elsa, ek dink dit is eintlik iets wat jou dalk gaan interesseer. Wel, kan ek net gou jou in die rede val? Dit is op my verjaarsdag, net so Hi, ongelooflik. Dit is die Pigeon Fest. So it's an international pigeon fest and it goes along with National Pigeon Appreciation Day and Elsa's birthday. Sulke foto's soos hierdie van jou op jou verjaarsdag. Julle gaan lank wag. Dit gaan nooit gebeur nie. Ek sien die video. Sê tog, kom ons verduidelik tog net vir die kykers. Elsa het blykbaar 'n ding met duwe of is dit Ek dink Enige vleiende dier. Ja. enige vleiende dier, daai onvoorspelbaarheid, enige geveerde vriend, maar ook vlermuise. duif? Ek kan glad nie. Ek sal onder 'n tafel induik, byvoorbeeld by 'n restaurant en dit voel vir my hulle pyl altyd so reguit op my af. Dis 'n vlermuis. Kan stop. Ek sal kragwoordjies gebruik. They can smell your fear, Elsa. They can smell your fear. So dit is 'n hele dag byeenkoms van 12 tot 8 en met verskeie goedjies wat dan gebeur. So there is die eerste pigeon impersonation pageant, which I think our very own Pieter Koen could probably do a really good job at. So dalk moet ons vir jou stuur om dit te gaan cover. Van 'n fopdosser tot 'n duif. So die fees is deels geïnspireer deur kunstenaar Ivan Argot se 5 meter hoë aluminium duif genaamd Dinosaur wat permanent in die park staan. So as Elsa nou een keer daar by die New York Highline Park gaan wees, gaan sy 'n wye draai loop van daai huge dinosaur. Die hoogtepunte van hierdie fees sluit in 'n Zumba-styl pigeon dance party. I think you might like that one, Elsa. 'n Paneelbespreking oor stedelike ekologie en 'n poppekas vertoning deur Mother Pigeon, bekend daarvoor dat sy die duwe voer terwyl sy self soos een lyk. So of jy hulle haat of bewonder, mense het gevoelens oor duwe. Ja. So Elsa, ek gaan nie eers vir jou vra nie. Jy gaan dit nie bywoon nie tuis? Nee. Hoe voel jy oor so 'n byeenkoms? Volvry. Dis Jy absoluut. sal dit geniet. Ek sien hy staan net met 2 handjies vol sare daar staan. dit is hy Hy sit hier op my. Dis net dit. Jy weet ek dink, wow, dis ook oulik. Ek sal dit nogal geniet. Ek sal dalk na 5 minute ook bietjie geïrriteerd raak met die klomp duifies wat so sit. Hou op. En selfs as hulle daar sit, ek loop wye draaie om hulle. Regtig. Ek dink nogal mense moet klaarmaak met wat hulle het en ons is so bederf hier met die groot 5 en so voort. So the pigeons are obviously what the New Yorkers have to look forward to. That happening on the 14th of June. Die duifie fees, maar my duifie. Onthou, ons gesprekke sal ook later vandag op ons YouTube kanaal gelive word. So maak seker jy gaan soontoe en gaan teken in, want daar het ons ook eksklusiewe inhoud wat jy vir ons kan dophou. Ons gaan 'n kort breek vat en dan gesels ons weer verder. Ons oggendpraatjies gaan voort. Maak seker jy gesels saam. Goeiemôre, good morning. Gaan volg ons ook sommer op sosiale media.
Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Jy het nou al ons sosiale media bladsye gaan like en volg en jy is ook besig om met ons te gesels na die QR-kode skandeer dit. Tyd om voort te gaan met ons oggendpraatjies kollegas en hierdie is 'n interessante ene. Wil eers by jou begin Elsa want ek weet jy skuldig daaraan. Het jy al enige kattekwaad aangevang? Te veel om op te noem. By die skool? Ek was 'n pluggie gewees, maar ek is nou nog daai persoon wat ander opsteek. Ja. En dan geniet ek dit. Ja. Oh, so sy stout een, is dit al hierdie Dis instigator. die instigator. Raas en jy? Nee, ek was nogal redelik vervelig op skool. Ek het niks aangejaag wat ek nie moes nie. Wat eintlik nogal vreemd was, want ek het baie vryheid gehad. Maar ek het dit nooit regtig gebruik nie. Nee, ek was ook. Jy lyk asof jy lekker stout was. Ja, ek was 'n krimineel. Wees ons bladsy ingaan nie. Ons het bladsy 6 van die beeld gehaal met ons 40 days. Nee. Baie jare terug. So jy het 'n storie om te vertel. Ja, maar sou my vertel hè. Saai twee seuns daarom op jou skoot sit weerskante van pa sit, kan jy lekker stories met hulle deel. Maklik, alles wat jy nie moet doen nie. Ek moet nogal sê ek het nie die kattekwaad aangevang nie, maar daai twee seuns van my het die kattekwaad al Ja. lekker aangevang terwyl hulle nou in die koshuis was. So goed. Dalk bietjie toe ek by Drakensberg seunskoor was, het ons kattekwaad aangevang, maar later die jare nie regtig nie, maar hoor gou hier. Hulle het onlangs 'n storie gedeel wat dalk kattekwaad ook bietjie meer in die oortreffende trap kan sit. Ja. Want my vraag is ook wanneer is dit stout, wanneer is dit kattekwaad, wanneer is dit net krimineel? Krimineel. Ek in 'n geval was daarmee krimineel en Ekskuus tog. Jy sê dit. Okay. 'n Skoolprojek in Jan Kempdorp het skeef geloop toe 'n graad 11 leerling sonder die juffrou se toestemming haar voertuig gevat het. Die juffrou se naam is Elsa Ney Du Plessis. Sy ry 'n pragtige, kyk net daar, Volkswagen. Ja, was 'n Hy probleem. het met die karretjie gery. Die plan was net om die kar te was as deel van die skoolprojek. Hy het die kanaal heeltemal misgery en raak gery. Uit die water wat die kar moes was misgery en die kanaal raak gery. En toe die juffrou hom daaroor konfronteer en obviously die mense ook vir hom sê, nou maar wat het jy aangevang? Toe sê hy net wel dag vir my. Ek kry net R20 per maand, my ouers is werkloos. So wat se voet staan die juffrou op? Dis bietjie rof. Die onderwysdepartement het bevestig die saak word ondersoek. Die juffrou se vakbond het gesê ons gaan jou nie ondersteun nie. En hulle kyk ook nou na 'n saak op die padverbruikerswet en so, jy weet, hoe wettig was dit, onwettig was dit. Ek dink hierdie ouetjie het bietjie meer stout gewees as enige kattekwaad. Want dink is diefstal. Ja, absoluut. Ja, so dit is maar 'n probleem. Maar daar kan hy dalk bietjie van 'n grys area sien because if she gave them her Permission. keys to wash the car, Yeah. they had the keys, right? So whether they washed the car or whether they went joyriding like what he did, she gave them the keys. So dit is ek sê nou nie dit is haar skuld nie. Dit is glad nie wat ek sê nie. But what I am saying is that if it was to now go further in terms of the law, Who's the adult in the room? presies. Kattekwaad vir my se gewees het om die juffrou se kar byvoorbeeld op te tel soos 'n klomp matrieks al gedoen het om te draai of net te skuif. Dis kattekwaad. Hierdie was stout en ek dink hy het geweet hy kan nie bestuur nie of wat het gebeur daar? Ja, en hy kon erger uitgedraai het. Ek bedoel, so met ander woorde, hy het die pad gebruik en hy kon net so al, ek weet, voor 'n gesin iemand ingejaag vasgery. het of per ongeluk ingery het of wat ook al. So ja, ek dink uiteindelik lig So hoe sou jy gereageer het as jy nou die juffrou was? Elsa? Ek dink ek sou dit bietjie verloor het. Ek dink net ek sou nie 'n kind toegelaat het om my motor te bestuur nie. Eerstens dink ek dink is 'n groot kans wat 'n mens dan nou vat. Maar ja, ek dink dit is nie daai soort skade is nooit lekker nie. As ek vat ewe net vir myself, toe Giovanna sy lisensie en goeders gekry het. Ek bly nog steeds versigtig dat sê ek my kind onthou net. Ja. Jy het nog nie die ondervinding nie en nie dit. Presies. En jy weet mos hoe's jong laities. Hy's net voet in die hoek op pappa. Hulle wil vorentoe en hulle dink hulle kan alles ken en verstaan, maar nog baie ondervinding wat hulle moet. Yeah, the thing also that gets me is that they were supposed to do one thing and they did something else, right? Which is what kids do a lot. But die feit dat hy die kar gery het sonder lisensie en so 'n groot ongeluk veroorsaak het soos wat ons nou gesien het op die foto en volgens die onderwyser was hy nogal redelik arrogant. Toe sy hom aanvat hieroor Ja, om sy te sê ja, dagvaar my. dagvaar my. Ek kry net R20 'n maand, my ouers is werkloos. So tuis as deel van 'n beheerliggaam, hoe dink jy sal hy ouens dit hanteer? Ja, ek dink daai is 'n moeilike een, maar ek dink jy as jy gaan kyk jy arrogant sê, want hy Ja. by Rocks dat daai werk net nie. So met ander woorde, kinders sien wat hulle by hulle huise ervaar. Maar dit raak En doen deesdae dit. dink ek meer algemeen, dink jy Ja. nie so nie tuis? Ja. Arrogante skoolkinders. Ja. Maar daai
dagvaar my, ek kry net R20 'n maand. Daai hoor jy by jou ouers. Ja, Verstaan, waar hoor jy dit? Presies. So met ander woorde, as jy 'n moeilikheid maak, dan sê mens dan maklik, ag, dagvaar my, ek gaan jou R50 offer. Ja. Jy weet, so, en daai is nie 'n uitkoms van kom ons sê net maar gebeurtenisse in jou lewe wat jy moet aanleer vir 'n graad 11 leerling nie. Ja. Net want daar's geen verantwoordelikheid nie. En die kwessie is dan, het ons 'n probleem met die dissipline by die skole? Ek dink dit begin by die huis. Definitief. As Ek sal 'n klein kamertjie agter in die skool wil hê waar al die rottang so uitgepak lê soos in die ou dae en hy Kies moet jy? bakslaag kry. ja, kies Nee, net daai netjie. kind kort bakslaag sy ma en sy pa as hulle so arrogant Ja, is. maklik. Dis die hartseer, dis die frustrasie. Ek hoor wat jy sê, maar ek kan net nie dink dat jy 'n kwaai pa is nie. Jy lyk vir my redelik Chilled. Tuis, jy lyk ook vir my Gaan redelik. vra die chill. koentjies by die Ja, huis, nee, gaan ek vra die is- koene by die Nee, ek's rustig. Ek het ander maniere wat ek lyk. Ons rustige mense het as daai een switch net aangesit word Ja. eendag, dan is dit Ja, so en droog. na die tyd voel ek maar half skaam oor dit, maar it happens. Maar nou ja, As jy net die dissipline. dagvaar my, ek gee R50 Ek hoop ook dan net die onderwysers versekering gaan uitbetaal. Ek dink Because dit if is you kwessie. didn't give someone permission to drive your car, then obviously there's Yes. something there, but ou negligence. ja. En ek meen baie keer is 'n deel van die versekering dat enige iemand die motor kan bestuur, maar ek bedoel hy moet 'n lisensie hê en dis die Precies. belangrikste. Sy dalk gaan sy 'n eis hê, maar sy gaan 'n dik bybetaling hê. Ja. Wie sal weet, maar onthou, julle kan ons op sosiale media volg en dit dan nou by Goeiemôre, Good Morning. So jy is baie welkom om saam te kuier, maar kry jy solank vir jou nog 'n koppie koffie, want ons gaan net hierna verder gesels en soos wat Pieter nou vir jou gesê het, deurlopend verskyn daar 'n QR-kode op jou skerm so jy kan so ook saam gesels. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Keerts. As jy miskien nou net aangeskakel het, lekker om jou saam met ons te hê. Die Suid-Afrikaanse Weermagvereniging is in 2009 gestig om oudlede van die SA Weermag te ondersteun. Hulle bevorder onder andere kameraadskap, handhaaf militêre waardes en fokus op nasiebou vir alle veterane. En ek het nou die plesier om te gesels met hulle voorsitter, Johan de Pre. Môre Johan, goed om jou te sien. Hoe gaan dit met jou vanoggend? Bietjie vroeg. Arnold, bietjie vroeg by jou, maar baie dankie, lekker om mee te wees. Baie lekker om jou hier te hê. Hoekom was dit nodig om die tipe van liggaam te stig in die eerste plek? Wel, eerstens om erkenning te gee vir almal wat gedien het, vir die opoffering wat hulle gemaak het en die prys wat hulle betaal het,
Daarom voel ons moet hulle ondersteun en erkenning gee. En wat presies doen die vereniging alles, Johan? Ons fokus basies op 4 pilare en dit is ondersteuning, erkenning, herdenking en gemeenskappe. In die ondersteuningsbeen is dit alles met welsyn, ondersteuning of alles wat ons kan doen om die wêreld vir ons mense 'n beter plek te maak. In die ondersteuning, erkenning is meer tasbare erkenning om mense te help om hulle medaljes te ontvang of om toekennings te maak vir werk wat hulle nou doen. Ja. En in die herdenkingsgedeelte is dit meer om ons makkers vir die hoogste prys betaal te vereer en in die gemeenskapsgedeelte alles wat ons in die gemeenskappe bydra kan maak om die wêreld 'n beter plek te maak. En jy praat van om hulle te vereer. Dit was my eer om die afgelope, ek dink dit is 7 jaar nou, iets in daai lyn waar ek die seremoniemeester was by julle gedenkdiens wat nou weer hierdie Sondag gebeur. Hoe dit gebeur en wat lê vir ons voor Sondag? Ja, jy is bevoorreg om dit vir jou 8ste keer hierdie jaar te doen. Glo. Baie dankie. Dit is die RMVO, die Raad vir Militêre Veteranenorganisasies se jaarlikse gedenkdiens wat aangebied word deur die SA Weermag Vereniging. Dus by die SA Weermag muur van herinnering by die Voortrekker Monument. En daardie muur is geïnisieer deur generaal Gert Opperman en hy is oopgemaak in 2009. En hierdie jaar doen ons dit nou weer. En dit gaan daaroor om die mense te vereer wie se name op die muur is. Daar's 2539 name op die muur van almal wat in diens gesterf het. 782 van hulle het sterretjies agter hulle naam wat in operasionele omstandighede gesneuwel het. En ons is daar om hulle te vereer met 'n mooi program. En ons is bevoorreg om jou ook daar te hê om dit vir ons af te rond. Dis my voorreg en ek moet sê in die afgelope jare, ek weet nie of jy ook so voel nie, maar daar was 1 of 2 keer met elke jaar waar ek 'n traan moes wegpink, want mens kan dit tasbaar voel, die mense wat daar is, wat kom kyk, is familielede en makkers wat kom hulde bring aan die wat nie meer hier is nie. Ja, verseker, kyk, die naasbestaandes is ons eregaste vir die dag. Dis belangrik dat ons hierdie geleenthede vir hulle skep, sodat hulle vir hulle geliefdes kan kraanse kom lê. Dis vir ons belangrik. En natuurlik ons makkers, dit is ons makkers wat gesneuwel het, ons is daar om hulle te vereer en ons moet daai geleentheid vir almal skep om dit te doen. En ons poog om hierdie jaar 1000 mense daar te hê. Hoe gaan dit daarmee, Johan? Dit lyk vir my goed. Ek dink ons gaan die doelwit haal. Mooi. Ek dink dit sal goed wees, ja. Wat is op die program, want gewoonlik is dit so indrukwekkend. En ek het 'n spesiale ding wat ek jou gaan vra wat my altyd tref, maar vertel ons eers wat sien ons Sondag? Kyk, die program bestaan basies uit 3 gedeeltes uit. Die eerste gedeelte is die kapelaanse diens. Die tweede gedeelte is die seremonie wat ons uitvoer om die soldate te vereer, waar die laaste tap toe gespeel word en so voort. Die derde gedeelte is die kransleggingsseremonie waar almal kans het om kranse te lê. En dan sluit ons hierdie jaar af met 'n mooi item waar ons die manne wat nog hier is, die veterane, vir hulle dankie te sê vir dit wat hulle deur is en wat hulle gedoen het. Dan is daar 'n oomblik elke jaar waar die 3 vliegtye verbykom en een breek weg. Verduidelik net asseblief vir ons kykers hoe simbolies dit is. Ja, dit is nogal 'n hoogtepunt. Ons sukkel 'n bietjie deesdae met die vliegtye. Ek weet nie of ons hierdie jaar 3 dae gaan hê nie. Hooplik gaan ons, maar die seremonie met die vliegtuig wat wegbreek is die Missing Soldier Formation. En dit is daai soldaat wat nie opgespoor kon word nie, wat dit is 'n toonbeeld om hom te simboliseer. En dit is 'n pragtige oomblik want almal weet onmiddellik wat dit beteken. Iemand wat mens nie eers van weet waar hy opgeëindig het nie, né? Dis korrek, ja. Johan, kom ons gaan net terug na die vereniging toe self. Julle help met identifisering in werksgeleenthede ook daarbey saam. Hoe werk dit op die oomblik en waar is die grootste nood wat dit aanbetref? Wel, die grootste nood gaan by werkskepping. Mense het nie werk nie, mense trek swaar. Ons help ons mense finansiëel ondersteun met wat 'n nood is met voedsel, transport na dokters toe, verskeie noodgevalle wat ons mee het en dit gebeur reg oor die land. En die nood is werklik waar groot. En dis hoekom ons daar is en ons het gereelde projekte om fondse in te samel om hierdie ondersteuning te kan gee. En as iemand sou wou help op een of ander manier, hoe kan dit gebeur? Hoe kan dit geskied? Kyk, ons het 'n netwerk, ons werk aan 'n nasionale ondersteuningsnetwerk in Suid-Afrika. So ons stig eenhede reg deur die land. Ons is nou oor die 65 eenhede al. Ons is op pad na 80 toe binnekort. So dis ons netwerk waarbinne ons werk. So enigiemand kan ons kontak op ons webtuiste www.swv.co.za
En ons kan in hierdie netwerk ons kontak maak met mense en ons stelsels in plekke om mense te ondersteun. Kom ons gaan terug na Sondag toe. Wat lê nou vir jou voor in die volgende paar dae? Want ek neem aan die druk is aan, nie waar nie? Ja nee, kyk, hierdie is 'n moeilike tyd. Daar's baie detail, dis verskriklike detail reëlings. Ons is op dreef daarmee, maar so dit gaan nog 'n pond vleis vat om daarby uit te kom. Maar ek dink ons gaan dit maak. En daar's ook vir my 'n baie spesiale oomblik waar jy 4 jong seuns het wat om die epitaf staan en hulle is die hele tyd daar. Dis vir my so mooi dat die jonger manne ook ingetrek word. Ja, een van ons projekte is projek Dwergvalk en dis juis om die jeug te betrek by al ons projekte. So ons gebruik hierdie geleentheid om hulle as skildwagte te gebruik. Skildwag is dit tradisioneel word gebruik by so 'n seremonie met R1 gewere. En dis die ouderdom wat ons was toe ons op grens toe was. Dit was ons 18, 19. En dis hoekom dit vir my simbolies baie mooi is om die jong seuns te gebruik, want dit is ons tyd wat ons dit gedoen het. En laastens, julle het ook 'n baie spesiale oomblik wat julle hom mee oopmaak net voor die verrigtinge werklik begin. Ja, ons het 'n baie mooi opvoering, want ons hierdie keer gaan net voor 10:00 voor die vliegtye vlieg. So almal asseblief, ons het nog 'n paar sitplekke. Julle is baie welkom, kom kyk wat ons doen. Wat is die opvoering se naam, Johan? Kaplyn, die Kaplyn. En waaroor gaan dit? Dit gaan oor die storie op die grens waar ons gedien het, op die grens, agtergrond daarvan wat daar gebeur het. Dis dan nou natuurlik by die Voortrekker Monument Sondagoggend en as iemand wil kom, is hulle welkom, nie waar? Baie welkom. Ons drink koffie tussen 8 en 9 en daarna gaan sit ons vir die diens. Uitstekend, Johan, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit werklik waar. So onthou, jy kan beslis jou draai gaan maak by Voortrekker Monument as dit jou hart getref het vanoggend. Jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning. En glo dit of nie, net hierna is die man wat die checks hanteer, tuis hier om te praat oor jou checks of al dan nie. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Dit is nou tyd om geldsaake te bespreek en Thys gesels nou met die finansiële adviseur by Everest Wealth, Elizay Kutse, oor finansiële beplanning. Ag, dankie Elsa. Elizay, baie welkom natuurlik hierso by Goeiemôre Good Morning. Lekker om weer terug te wees. Ja, is lekker om weer te hê. Ja. Hoorie so, Elizay, ons gesels 'n bietjie vanoggend oor finansiële beplanning, maar meer spesifiek beleggingsbeplanning. Hoekom is dit so belangrik en wanneer moet 'n mens hier met hierdie tipe van beplanning begin? Ja, ek dink jy sal met my saamstem. Jy weet, jy het altyd 'n plan gehad met jou eerste salarisstrokie of jou paycheck soos wat hulle dit nou maar noem. Jy weet,
hoe vroeër jy begin, jy weet, hoe groter rol speel saamgestelde rente op die einde van die dag. As jy byvoorbeeld in jou 45 is en aftrede kruip nader, kry jy die gevoel van, hoe gaan ek hierdie groot berg aanpak, want jy het te min gespaar al klaar, wanneer moet ek begin, hoeveel moet ek begin, moet ek omtrent 80% van my salaris spaar om my doel uit te kom. So wanneer jy letterlik by jou eerste betaalstrokie begin, is dit wanneer jy moet begin. Ja. Of althans, as jy dan nou nie dit gedoen het nie, vandag is die beste tyd om te begin. Ja, sê. As jy mense gaan kyk in jou tipe van 'n bate, kom ons sê portefeulje of jou mandjie, volgens jou, wat sal die belangrikste bate wees waarna jy moet kyk? Jy weet, mense sal saamstem, jou huis, party mense sal sê jou kar, party mense sal sê hulle selfoon, want dit is 'n vorm van inkomste wat hulle kan kry, maar eintlik jou beste bate is, of jou belangrikste bate is jou vermoë om 'n inkomste te verdien. Ja. En jy weet, as jy nou vermoë het nie, jy kan 'n kar hê, jy kan 'n huis hê, jy kan 'n selfoon hê, jy kan 'n ring hê, jy kan wat ook al hê. Jy gaan nie dit kan betaal op die einde van die dag nie. Dit gaan nie vir jou toekomstige waarde gee nie. Dit gaan niks vir jou beteken nie. Ja. So verseker jou vermoë om inkomste te verdien op die einde van die dag. Dit is baie belangrik. Dit is 'n goeie antwoord. As mense ook byvoorbeeld nou gaan kyk terugverwys waar jy sê ja, 'n mens wat eintlik al begin spaar as jy daai eerste salarisstrokie ontvang het. Maar ons het ook al baie keer verwys, byvoorbeeld as jy ook vir jou kinders kan begin geld wegsit. Nie noodwendig vir 'n spaarplan om mee te gaan swat nie, maar byvoorbeeld sit dit dalk vir 'n anniteit of iets in daai lyn. Jy weet, wat is jou opinie rondom dit ook? Ja, kyk, daar is dinge wat jy kan oorweeg. Ek sê nie noodwendig saam met anniteit nie. Ek sal eerder kyk na belastingvrye spaarplan, want op die einde van die dag kan hy dit eers redelik onttrek wanneer hy 55 of ouer is. So, jy weet, jou kinders het ook vroeër nodig. Hulle het ook, jy weet, studiefonds of draadjies of jy weet enigiets, dalk 'n deposito op 'n huis. Ek bedoel, hy wil nie noodwendig wag tot 55 om beter belasbare onttrekking te maak nie. So dit is waar ek dink is 12T van die inkomstebelastingwetgewing 'n rol speel. So enige individu, maak nie saak wat jou ouderdom is nie, kan 'n belastingvrye spaarplan hê. En jy as ouer kan een in jou kind se naam oopmaak en jy kan die befondser wees op die einde van die dag. Die skenkingswetgewing is R100,000 per jaar en of jy nou ontvang of jy skenk, tel dit vir jou. So jy kan al 3 kinders, al 4 kinders, al 10 kinders kan 'n belastingvrye spaarplan hê en jy kan die befondser daarvan wees. Ja. En jy moet net by die reëls hou, R36,000 per jaar of R3,000 per maand en dan jou leeftyd moet dit nie oorskry nie. Okay. En as jy nou byvoorbeeld jou 36 per jaar insit per kind, onthou net dat dit omtrent so 13 jaar vat om dit vol te maak. En ek bedoel, jy kan jou oë uitvee en daar's 'n goeie studiefonds al klaar om selfs oorsee te gaan studeer. So hy kan lekker opbou, ja. Ja. Hoekom is dit so belangrik dat kliënte moet weet 'n verskeidenheid van bateklasse en hoe dit werk? Hoekom is dit belangrik vir 'n kliënt om byvoorbeeld 'n sekere bateklasse te gebruik as hy byvoorbeeld 40 is teenoor 50 teenoor 'n afgetrede persoon wat byvoorbeeld 65 is? Weet jy, dit gaan nie eintlik oor die ouderdom nie, dit gaan oor jou doelwit. So, as jy 60 is en jy beplan byvoorbeeld om 'n inkomste te trek van die anniteit tot dit jy 90 is, wat is jou termyn, jou horison eintlik as jy dit so kan sien? Dit is enigiets meer as 'n 5 jaar termyn, ons is 'n langtermyn. So dan kan jy meer risiko opneem want korttermyn wisselvalligheid, jy weet kan jy tyd daarvoor om op te maak. So jy hoef nie noodwendig vreeslik konservatief te belê wanneer jy 60 is, wanneer jy nou hierdie lomsom geld het om jou te hou tot 90. En jy sit bietjie van dit, versprei dit ordentlik tussen verskillende bateklasse. Nou nie 20 verskillende fondse nie, want dit almal word ook blootgestel aan dieselfde bateklas. Ja. Jy weet, verspreiding is 'n baie goeie ding, maar jy weet, risiko moet jy nie vanaf weghardloop nie, jy moet dit laat saamwerk met jou. Ja, dit kan ook vir jou werk op 'n einde van die dag. Ja. So as 'n persoon byvoorbeeld jy sou gaan kyk wat in jou antwoord die woord diversifisering, om oor te diversifiseer, want baie keer dink persone byvoorbeeld ja, as ek 20 verskillende onderliggende fondse het, dan is ek goed gediversifiseer, maar tog is dit in dieselfde bateklas. Ja. Verduidelik 'n bietjie daai konsep. Ja, so diversifisering moet jy eintlik kyk na groepering van bateklasse. Daar kan jy sien soos kontanteffekte, eiendom, ekwiteit, daai tipe van goeder. So dit is diversifisering. As jy byvoorbeeld ekwiteit kies op al jou beleggingsportefeuilles, gaan kyk dat dit nie dalk dieselfde tipe aandeel byvoorbeeld is nie. Byvoorbeeld nou Naspers of Apple of Sasol, wat ook al dit mag wees. Kyk om so te diversifiseer dat jy 'n redelike
matige tot 'n amper soos 'n balance van tipe opsie vir jouself skep. En moenie skrikkerig wees om risiko te vat nie op die einde van die dag. Jy weet as jy 'n langtermyn oor het, weer gesê langtermyn. Jy tyd om wisselvalligheid op, jy tyd om verliese op te maak. Ja. Kom ons praat 'n bietjie oor risiko en ook volatiliteit. So jy kry nou mos maar twee tipe van kliënte. 'n Kliënt wat sal belê om welvaart te skep en dan jy 'n kliënt wat klaar welvaart geskep het wat dan basies 'n inkomste trekkende kliënt is. Maar hoe kan 'n ou risiko en volatiliteit tot 'n mate bestuur? Ja, kyk, as jy 'n inkomste trek van jou belegging, daai porsie van jou inkomste, moet jy ten minste byvoorbeeld 'n jaar se inkomste vat en in 'n matige tot lae risiko klas belê, byvoorbeeld geldmark of 'n tipe van 'n kontantbateklas. Want jy weet die behoefte is daar om dadelik geld beskikbaar te hê. Jy kan nie noodwendig daardie mark wisselvalligheid ry om te sê okay, nou moet ek aandele verkoop om my inkomste te betaal nie. So daar moet jy die verspreiding goed beheer. Wanneer jy nog nie daar is nie en jy belê nog ten minste vir sê 3 tot 5 jaar voor aftrede, dan kan jy die risiko opneem. Met ander woorde, skuif bietjie meer na effekte of na ekwiteit of daai tipe ding. Moenie noodwendig net dit kies nie. Kies ook vir as 'n inkomstefonds net om daai bietjie van konservatiewe verspreiding ook toe te pas, vir ingeval dat dalk 'n dip in die mark is of so. Maar goeie verspreiding is altyd key, ja. Ons sê, julle sê net vinnig hoe kom mense met jou kontak maak? Hulle kan ons webtuiste gaan besoek, everestwealth.co.za of hulle kan, ek dink amper daar's 'n SMS-lyn wat hulle kan gebruik en dis R2 per SMS. Ons sê, Elsa, terug na jou toe. Wat julle sê. Baie dankie Thys, wat 'n insiggewende gesprek. Nou onthou, jy kan ook adverteer op Goeiemôre Good Morning. Stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za vir meer inligting. Net hierna is dit tyd om rugby te gesels en dit saam met Arnold Geerts. Intussen wil ek jou daaraan herinner dat jy ook na die tyd 'n draai op ons YouTube kanaal kan maak om weer na die hele program te gaan kyk of miskien net na jou gunsteling segment of onderhoud. So maak seker jy gaan maak 'n draai ook daar en volg ons daar. Ons is nou weer terug.
Goeiemôre, good morning. So 18 minute voor 7 op hierdie pragtige Dinsdagoggend en dis nou tyd vir jou sport. En volgende gesels Arnold met die Vodacom Bulls se bemarkingshoof Chanel Mangaroo. En natuurlik Arnold, ek weet jy is so opgewonde om te gaan gesels as Cheetah ondersteuner met 'n wenspan, weet, deel van 'n wenspan, die Vodacom Bulls. Oor na jou. Dit is totaal onnodig. Dit het seer gemaak op 'n plek waar jy nie eers weet nie, maar ek sal maar aangaan. Morning, Chanel, nice to have you with us. How's it going, mate? Excellent. Thanks for your time and thanks for getting up so early. Really appreciate it. Big week at Loftus and for the Vodacom Bulls. How does one start planning for this kind of thing in your position? Firstly, I think you stop, you take a deep breath and just be thankful that you're there. You made it to the last 8 and you've got a shot. You know, if you get into the playoffs, anything's possible. So, interestingly enough, I think the planning doesn't start when you get to the 8. You know, you start planning a couple of weeks before that. And it's not arrogance, it's just you got to plan ahead. So I think for the last couple of weeks, we've been sitting down as a team. We've been chatting to the URC as well. And they're quite involved. They're very involved. You know, they get you started. You have all these collaborative meetings with them. And yeah, the map work's done probably about 3 or 4 weeks before you get there. But some of it is obviously a rush because you can never really be sure until you're sure. Absolutely. And I think one of those is like you never know who your opposition is. I mean, as you might imagine, last week we were sitting down just like trying to figure who we're going to play. And I mean, those permutations could have been anyone. Ends up we're playing Edinburgh. So obviously late Saturday night, you start adjusting planning to suit that. But it's all good. Let's just talk for a second and take a step back. Yep. I know that you lost your BOK players last week to an alignment get-together with Rassie Erasmus and the team. So let's just, wil julle gou-gou wys, wat sê Rassie op sosiale media oor presies hoe hierdie sogenaamde alignment kampe gewerk het, en dan gaan ons vir Chanel vra of dit hulle enigstens geaffekteer het vir hierdie week in hulle voorbereiding wat die Vodacom Bulle aanbetref. I think the nice thing about this is where we could do, you know, the first virtual alignment camps and get-togethers and planning and all the stuff we've been doing, getting Felix back and, you know, Tony in his second year. You know, there's lots of things that we try to change and do differently. We did a lot of virtual sessions, when I say virtual, with computer programs and walkthroughs, but the excitement is around the way we want to do things. So yeah, we can't wait to get into camp and actually start practicing physically. Interessante kykie na hoe Rassie sê dit steek alles in mekaar. How did that affect you guys not having the team here for the week when you were already preparing for Edinburgh? Yeah. So I think it didn't bug us too much. Jake might hate me for saying that. We had a bit of an early week. The boys had a few days off later in the week, which kind of helped. But I think I must say, you know, when those youngsters head off to an alignment camp, they come back with such confidence. I mean, youngsters like Cameron Hanekom, JF and Herden, I mean, one day they're going to grow up and be real men. I mean, for now they're just boys, right? But they come back, you know, they're sitting in these camps with their heroes. And they come back, and I can just imagine they're probably still floating on air, you know. So it's such a good time for us to have them come back as well into the system. And is there a scenario where those youngsters come back and they share what they've learned there, and that affects the rest of the team? But I think that's how it works with all sport. You pick up what you learn, you absorb it, you bring it back, and you share it. I mean, as it is in corporate, I suppose. Yeah. Chanel, I know that you may have 1 or 2 surprises up your sleeve for Saturday. Are you at liberty to say anything about it? Is that on the rugby field or off? No, on the rugby field. No, just on the. Let's just keep it on the field. No, I'll tell you what. I think Jake's full of surprises, right? Okay. So Jake will never do the same old, and I think that's why we all love him. That's why he has the success rate that he does. There's been a couple of little injuries and awkwardness that's going to affect us a little bit, but Jake's got a plan, and I think Jake will bring something super exciting to Loftus on Saturday. And your plans for before the time?
That's where it gets interesting. So you know, at Loftus, it's never just a rugby. We try and turn it into an entire festival, a full day for the fans. It's an early kickoff. The game kicks off at 1:30, so we open that stadium at about 10:30. You know, we've got 2 live bands before that. Who are they? We've got the Martin Bester Band, and we've got DJ A-Rod, who'll kind of get the day party going. Then you head off into the stadium. A bit of a surprise for the fans, which I'm going to ruin now, obviously. We've got Ray O'Neill, the world's strongest man. No way. And you love him because he comes from the Free State. Of course, it's the biggest export we've got these days, other than Millie's. But what a lacquer guy. And he's going to come through to Loftus. He's going to support the Vodacom Bulls for the day. And we actually got a meeting with him just now. We're going to work on something super special. So he's got a couple of tricks up his sleeve to surprise Loftus on Saturday. And after that, it goes into kickoff, and it's the business end of why we're here. And once that's all said and done, and hopefully after we have a victory, we head out back to the D field for a party, and we've got Francois van Coke, who unfortunately is a Stormer, but he loves Loftus, and he did commit to wearing a Bulls shirt. So looking forward to seeing him there as well. Sacrilege, sacrilege. I do want to hear from you. So once the win is in the bag, and let's just assume for this conversation right now it is, then there's a whole lot of other planning that happens. And in effect, you could end up in the final against the Stormers at home. Which would be amazing. I think, obviously, you know, first things first, we've got to get through this weekend, and that's massive. You know, without sounding arrogant, I think all the teams in the playoff stage now have to start planning for next week as well. So we, you know, from an ops perspective, we are planning to host a semi. It's important, otherwise we get caught a bit off guard. Yeah. And we'll probably come up against the Sharks or Munster if we host a semi. And if we win that, then we go through. And depending what happens on the other end, you know, anything could happen. In a perfect world, can you imagine if Vodacom Bulls, DHL Stormers at Loftus, all South African final, I mean, the country will just come to a standstill. Well, the nice thing is we're assured of having a champion, and that's the beautiful part of it, isn't it? Fair enough. I do want to ask you, this is slightly off topic, but still on topic. Someone like yourself, and I've known you for a while, you can bounce with whatever happens. You are one of those people that goes, well, if that's not going to work, we'll do this. But there are people, and I'm sure in your organization too, who battle with when the coin is in the air and you don't know what's going to happen next. How do you handle that in operational and in your hallways in general? No, I think in general, you've got to adjust to change. I mean, you know, in a perfect world, in a corporate world, you can plan your next 5 years. It's easy enough. I think in our world, you've got to chop and change your plan all the time. Whether it's the boys in the field, whether it's us doing operational or marketing or whatever, our world changes on a daily basis. You could get a couple of injuries, you could lose a game, you know, you drop a few balls and your plan's got to change. And to be honest, I think in the modern sport world, if you can't adjust to change, then you're probably in the wrong business. Obviously, the balls do get dropped at times, but one learns to run with them as they bounce and as things go. Yeah. But you seem extremely well adjusted to that scenario. Well, I hope so. Look, I think it does come with years of experience, you know. What it's been 20 odd years, 21 years. It's been about 21 years with the Bulls. So it is a lifetime, and I do think it's you know, it comes with time. But more than that, I think it comes with the people around you. You know, with the leadership, a guy like Jake will always remind you that some of the best people in the world can spin and adjust on a cuff type of thing. But yeah, it comes with good leadership. It just comes with good people around you, and the rest falls in place, I hope. And the head honcho, Edgar Rathbone, seems like one of those guys he's got it all absolutely sorted. Absolutely. I must tell you, I think we were so privileged to have Edgar come in when he did. And for those that don't know, I mean, Edgar came in at probably the worst time a CEO could during the COVID period. And he just came with such a shining light. You know, he changed the outset, he changed the outlook. He just made us look at things a bit differently, which has been brilliant for us. You know, I think we're seeing the benefits at the moment, and I'm hoping he's listening because maybe I get a raise now. I was just going to say, I think your paycheck is sorted for the next 12 months at least. But jy gehoor, Edgar. The fact of the matter is, though, Chanel, the fans is really what your job is all Absolutely. about. What
makes a Blue Bull fan a Blue Bull fan? What do you think? I think it's just heart and soul, eh? Honestly, I'm still that guy that probably gets about 100 emails on a Monday, and it takes a couple of phone calls, and reception hands out my cell number, so there's still a few phone calls that come through the night after a game. But that's our fans, you know, and they want to speak, they want to express themselves. They want to be heard. They want to be heard, and when you mess up, they'll tell you messed up, and that's the beauty of it. I'm not sure too many other teams do that or entertain that, but I love listening to our fans and hearing what they got to say. And they don't hold back. I mean, that's heart in the sleeve type of thing. But that's always been the Vodacom Bulls and the Loftus culture. You know, our people will let you know where you went wrong, and that's kind of how you fix it, right? I know that it's not your department, but I'm going to put you on the spot. Give us your thoughts on how the game's going to end up on Saturday, lastly. My marketing point or my heart point? Let's put a mixture of them together. I tell you what, I think in our industry, you always back yourself. You don't do this if you think you don't have a chance. You wake up to win. So you know, heart and soul, we have to win it. And that's not arrogance. In all humbleness, we're playing at Loftus. This is Pretoria. You know, if we get about 30,000 Loftus people in there, that should be something easy to win. Shanil, thanks so much for your time. Lovely to have had you with us. That wraps it up for a Vodacom Blue Bulls point of view, except for the fact that we've got a few tickets to give away. Ja, inderdaad. Baie dankie Arnold. Baie dankie Shanil. Hey man, dit was baie lekker. Ons het 'n paar kaartjies om weg te gee. Dan gaan ons daai 30,000, 40,000 mense maak, nie dat ons so baie kaartjies wil weggee nie. Maar as jy op Loftus Versal wil gaan inloer eerskomende Saterdag, al wat jy moet doen is kry net 'n foto van jou in jou Vodacom Bulls trui. Post dit op Instagram of Facebook stories, tag ons in en ons kyk of jy gelukkig kan wen. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game. And all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkie. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal.
Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Welkom terug. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Die Hannah Charity and Empowerment Foundation se missie is om hande te vat met gemeenskappe in nood, sodat hulle met waardigheid kan leef en hulle volle potensiaal kan bereik. Hier om ons meer te vertel is hulle uitvoerende hoof, Charlene Jackson, en finansiële bestuurder, Sunaide Kok. Goeiemôre, Good Morning. Welkom by die program, julle. Goeiemôre, baie dankie. Vir die mense wat nie weet nie, wie of wat is die Hannah Charity and Empowerment Foundation? So Hannah Charity and Empowerment Foundation is gestig deur Hannah Grobler. Sy het 'n passie vir omgee vir mense en op universiteitsdae het sy 'n kind van die straat af ingekry en skelm in haar kamer laat slaap want sy het hom so jammer gekry of haar dan. En ja, amper geskort daaroor. So haar passie daarvoor is net ongelooflik om die minderbevoorregte mense te help waar ook al hulle gaan. So het sy haarself in Elandspoort gevind, waar ons eerste area gevestig is met 'n dame genaamd Antoinette. Sy was eers Danwil toe, vir die mense gesê sy wil graag help in die gemeenskap en het wel gesê, o Jesus, moet net nie Elandspoort toe gaan nie. Toe sê sy, maar dan wil ek presies so intoe gaan. Vat my so intoe. En ja, daar het ons begin. Dit is waar ons eerste stopkombuisie gehad het, ons eerste Little House begin het, waar ons met die kleintjies werk, in die steegie, in die straat. Ons het nie eers 'n gebouetjie gehad nie. So dis waar ons begin het, en sy het geregistreer in 2008, dis nou 18 jaar later, en ons gaan goed, ons gaan sterk aan. Nou soos wat ek verstaan, begin julle gewoonlik by 'n sopkombuis wanneer julle in 'n gemeenskap begin. Hoekom begin julle spesifiek daar? Ek dink, kyk, as ons kyk na waarvoor Hannah Charity ook staan, is ons volg 'n hiërargie van behoeftes en die basiese behoefte is kos. Ja. Ek dink ons weet ook dat in die gemeenskappe is dit die grootste nood op hierdie stadium is kos. En ons begin met kos om ook so klein bietjie vertroue te wen van die mense af. Om vir hulle te sê, luister, ons is hier om julle te help, ons is hier om 'n pad saam met julle te stap. En ja, so dit is hoekom ons begin met daai basiese ding wat hulle nodig het. Ek is so bly jy het die vertroue binne die gemeenskap genoem. Hoekom is dit belangrik om vertroue te bou eerste as jy ingaan iewers heen? Ek dink, kyk, vertroue is die sement wat hierdie goeders bymekaar hou. As ons as organisasie in 'n gemeenskap ingaan, dan het ons die vertroue van die mense nodig om samewerking te hê. En dan nou vir hulle om mekaar te vertrou, om ons te vertrou, om 'n pad te kan stap. Sonder dit dan verbrokkel alles wat ons probeer bou. So dit is baie belangrik om hulle te hê. En ek dink saam met dit kom dan ook respek en liefde en soos ek gesê het, samewerking. Dan kan ons 'n pad saam met hulle stap. En ek dink weer eens, daai vertroue is waarskynlik een van die belangrikste hoekstene. So ek wil juist vra, hoe bou julle dit dan verder van daar af uit? Ek dink nie mense verstaan dat dit altyd so eenvoudig is om net in 'n gemeenskap in te gaan en te begin help nie. Mense dink jy's daar vir verkeerde redes. Hoekom stel jy in my belang? Wat is jou eintlike plan hierso? So om daai mense te identifiseer in 'n area waar jy kan begin en sy hand te vat en sê, luister, loop saam met my, leer vir my van jou mense in die area, hoe werk dit? En dan begin ons eerstens met die sopkombuis, ons doen 'n klerebank en dan wat ons groot ding is die Early Childhood Development Centers, ons Little Houses wat ons opsit vir kindertjies van 0 tot 6, waar hulle kom en klasie kry deur die dag, ietsie om te eet. Jy weet, ons bou hom uit daarna toe dat hierdie kleintjies regtig 'n veilige hawe het in die dag waar hulle ietsie kry om te eet, waar hulle weer gespeel word. En dan verder ook ons ontwikkelingsprogramme met die vrouens en die gemeenskap, net om hulle 'n bietjie vaardighede te leer en so aan. So daar's 'n hele string dinge waarmee ons hulle besig hou om hulle verder vorentoe te vat. Ja, ek dink ook dit is belangrik om die menslikheid van mense wat behoeftig is regtig in ag te neem. Want as jy nie kos het nie, jy het nie geld nie, jy's haweloos, dis amper asof jou menslikheid bietjie verloor word. En as iemand nou daar inkom, dit is hoekom daar sekere gebrek aan vertroue kan wees. Maar as jy die mens eers benader, dan kan jy begin met die werk in terme van
die vroeë kinderontwikkeling, die vroue empowerment, al daai tipe Absoluut. Absoluut. Dis baie moeilik vir hulle om net te aanvaar dat iemand regtig daar is. Ek is op my laagste punt in my lewe. Ek het regtig fisies niks nie. En iemand kom en hulle gee my hoop. Kan ek dit vertrou? Is dit waar? So ja, dit is 'n moeilike pad om te stap, maar dis waarvoor ons gekies is en dit is wat ons graag doen. Wil julle dalk 'n bietjie meer uitbrei oor die fokus op die vroeë kinderontwikkeling, want ek dink dit is nogal 'n kern ook. Ja, ek dink soos Denai gesê het, toe Hanna begin het in Elandspoort, het hulle regtig die behoefte raak gesien, die kindertjies wat op straat speel, en ek dink ons weet in vandag se dae dat dit nie, daar's nie 'n subsidie vir kinders wat voorskool toe wil gaan nie. Daar's nie subsidie vir hulle nie. So die ouers het nie geld om hulle in 'n vroeë kinderontwikkelingsentrum te sit nie. En Hanna het hierdie behoefte raak gesien, die kinders wat op strate gespeel het, en soos Denai gesê, hulle het letterlik daar op die sypaadjie begin om die kinders bymekaar te roep. Hulle het saam met hulle ingekleer. Ek dink Karlien was nog deel daarvan. Ja, sy het saam met hulle gehelp, bietjie klas gehou. En ons het later van tyd het ons gesien, maar hoorie, ons koop regtig in as ons hierdie doen. Dit is daar soveel waarde wat dit toevoeg tot hierdie kinders en tot die gemeenskap later. Want dit leer die kinders van vroeg af, luister, dissipline, dit is 'n rotine wat hulle moet nou opstaan vir skool en hulle moet gaan. En ek dink die groot ding is maar net hulle kry soveel liefde daar. Ons onderwysers is regtig baie toegewyd, opgeleide onderwysers. En dan weet ons hulle kry kos, hulle kry 3 maaltye 'n dag, so ons weet dan ten minste dat hulle goeie voeding kry. Maar ja, ons sien die impak wat dit maak regtig vorentoe. Ons kan sien die kinders wat in ons vroeë skoolontwikkeling was en as hulle skool toe gaan in graad 1, 2, dan kan ons sien wat se verskil dit maak. Ja, maar dit is nie net die kinders wat opvoeding nodig het nie. Julle bied ook mamma klasse aan vir die ouers om daai dissipline en daai struktuur te kan toepas. Dit is regtig 'n wonderlike sinergie. Ja, die wat ons noem die womanhood is 'n ding wat ons in al die areas probeer implementeer, want dit is ook 'n ding in hier wat ons vreeslik gesien het waar mamas regtig nie weet hoe om met hulle kinders te werk nie. En as jy dit nou genoem het, as jy al klaar in daai omstandighede is waar jy niks het nie en waar jy regtig nie veel hoop meer vir jouself het nie, jy weet nie om dit te hanteer nie. So een van ons area bestuurders het eintlik 'n program ontwikkel. Lisel het 'n hele boekie bymekaar gesit wat sy van begin van swangerskap tot wanneer die baba gebore is en dan hoe om met die kind te werk verder te gaan. So hulle kom bymekaar op 'n weeklikse basis, gesels, leer mekaar, nee, hou die baba so vas, nee, hier so, jy moet die bottel mooi skoonmaak. Ja. Al daai basiese goedjies wat mense vir granted vat, wat jy dink van selfsprekend is, wat hulle nie regtig weet nie. So dis om hulle te help en hulle by te staan. Almal is opgewonde, ek het die babatjie kom, hierso is ietsie, ons gaan jou help om vir hierdie kind die beste moontlike ding te gee wat jy kan. Toekoms te kan bou. En ons vat jou hand, ons wil saam met jou stap om seker te maak dat dit nie nog 'n geval is wat net 'n kind wat agterbly nie. Ons wil vooruitgang sien. Ja, dis daai belangrikheid van die eerste 1000 dae wat hulle sê, nee? Ja. Wat die hele grondslag is vir daai kind se toekoms. Ja, absoluut. En dit help waarskynlik ook natuurlik baie met 'n kwessie soos werkloosheid, iets waarmee ons geweldig baie sukkel ook in die land, nie waar? Dit is die ding. En ons sien dit in ons areas waar ons werk. Dit is hoekom ons empowerment foundation is. Ons wil nie net die mense 'n hand out gee nie, ons wil hulle 'n hand up gee. Ons wil sê kom, ons vat jou hand, kom ons leer jou, kom ons help jou. Gee vir ons wat jy graag sal wil doen en ons doen verskeie goedjies met hulle in die areas en betrek hulle, verstaan jy? So kom help hiermee, kom help ons leer jou. Nee, dit is vir ons baie belangrik dat entrepreneurskap gekweek word by hulle. Ons leer hulle vaardighede deur wat ons doen op 'n weeklikse basis in die verskillende areas. Geef hulle daai moed om te kan sê, o, ek kan, en op te staan en ook op hulle eie te gaan. So deur ons werk ook, skep ons ook werksgeleenthede by die ECD's. Jy weet, ons sal mense employ wat binne in ons areas is en hulle kry om te doen. So ja, dit is vir ons baie belangrik, soos ek sê, die hand up, nie die hand out nie. Ja. Julle kry nie befondsing van die regering af nie. So hoe samel julle geld in om al hierdie projekte te laat gebeur? Ons is heeltemal afhanklik van die publiek. Ons is van persoonlike donasies, van borgskappe van maatskappye af. Ons hou fondsinsamelingsfunksies, golf daar, rolbal daar, daai tipe van goed, maar ons lewe regtig in die hoop dat ons gedra sal word en dat ons
dat ons raak gesien word en mense koop in daarin omdat hulle kan sien omdat ons deursigtig is. Ja. Jy weet jy kan sien waar jou geldjies heen gaan, waar jou donasies heen gaan of dit kos is of klere of finansiëel is. So ons is absoluut afhanklik van die publiek se insette daarmee. En dan is daar ook 'n opwindende nuwe inisiatief, Sarah Klere. Vertel ons net so 'n bietjie meer daarvan ook. Yes, ons is baie opgewonde en baie trots op Sarah Klere. Ons het Sarah Klere laas jaar bekend gestel. So dit is 'n thrift shop, 'n high-end thrift shop, so boutique klere, grand klere. Kyk hoe mooi. Ja, ons is so opgewonde oor hierdie nuwe konsep waarmee ons besig is, Sarah Klere Container. Ons werk saam met Big Box en hulle is besig om vir ons Sarah Klere te omskep in 'n container binne 'n container projek en ons gaan die container opsit by Stellenbosch Square in Stellenbosch. So ons is tans besig om daarmee te werk, maar ons het regtig ook ondersteuning nodig. So ons wil sommer nou van die staans vooraf vir almal vra om in te koop in hierdie idee. En gaan kyk hoe cool lyk dit, gaan kyk op ons webtuiste, gaan kyk op ons Facebook. En ons beplan om dit nou binne die volgende maand of 2 maande vir Sarah Klere Container oop te maak. En dan wil ons dit ook dupliseer. Ons wil dit verder vat en in ander by ander winkelsentrums ook opsit. Ja, dis ongelooflik. Net ter afsluiting, hoe kan mense betrokke raak? Hulle kan betrokke raak eerstens deur vir ons te kontak. Hulle kan ons kontak op e-pos of sommer op WhatsApp of hulle kan vir ons bel en en hulle kan ons webtuiste besoek by hannacharity.org en baie dankie Charlene. Onthou hierdie onderhoud sal ook beskikbaar wees op ons YouTube kanaal en al Hannah Charity se besonderhede sal ook daar wees. Ons gesels nou net met Hugo Ludik oor sanger word in Suid-Afrika.
As jy al ooit 'n loopbaan in musiek oorweeg het, maar nie weet waar om te begin nie, is Sterfabriek dalk net die geleentheid waarvoor jy gewag het. Dit is 'n aanlyn kursus saamgestel deur professionele musikante Nick Jordaan en Hugo Ludik. Goeiemôre, good morning julle. Goeiemôre julle. Lekker om hier te wees. Julle twee is beide suksesvolle musikante. Nick, we know you from Rubber Duck. Hugo, ons ken vir jou van jou werk van Adam. Hoe het die idee van Sterfabriek ontstaan? Man, meeste mense as hulle in die musiekbedryf inkom, ek meen Pieter sal onthou in die 60s toe ons begin het. Jy breek lekker op daai. Dit was net so skuins voor die 70s wat jy begin het. Presies. Dan as ou in die musiekbedryf inkom, jy het absoluut geen idee waar om te begin nie. En ek was baie bevoorreg geweest. Ek het saam met baie musikante eers getoer, jy weet regtig voordat ek Adam gedoen het vir 10 jaar omtrent. Ja. So ek het so baie foute geleer by die ander musikante. Skoolgeld, fisiese skoolgeld wat jy betaal en dan natuurlik, jy weet, tyd ook. En ons het ek dink almal het in hulle agterkop op 'n stadium gehad hierdie idee van hierdie kursus, want hoe meer mense ek vertel daarvan, hoe almal sê yes man, dit is so great, ek het al gedink ek wil so iets doen. En ons vernoot James Boland, hy was die eerste ou wat gesê het, man, kom ons sit hier by mekaar, daar is nie so iets nie, daar is nie enige resources vir enige iemand daar buite as hulle in die Afrikaanse musiekbedryf wil inkom om enige iets te leer of enige iets te weet nie. Nicker, what are the biggest stumbling blocks for younger artists to start? I think no one really has a plan. I think a plan is super, super important. Everyone goes and they'll throw money at a song, and a song can cost you up to 30 grand to record. And then you get the song, you don't know what to do with the music, you don't know how to get it out there. And it's super important to have your processes in place. And if you don't have that, you're literally just throwing money down the drain. And we realized, like, we've done that before. We've been in that situation. You write one song and you think that is a song you should go with. You haven't built a brand yet. You don't know what you can't identify. You don't know who your market is yet. You don't know who you're singing for, who you're performing for. So there's a lot of stumbling blocks, and we've been through them all. Yeah. So these are actually almost things that you guys have learned from your own experience, and now you've put it into a course so people can actually go and say, okay, I need to do this, and this, and it's physically information available. 100%. En ek meen ons werk met saam van die grootste platemaatskappye in Suid-Afrika en dit is ook waar ons baie van hierdie jy weet goed en strategieë geleer het met onafhanklike kunstenaars, jy weet en selfs ons eie bands. Dinge net om te weet wie is jou audience, hoe werk bemarking, wat is royalties. Ek het die voordeel dat ek het regtig geswat, ek het 'n regsgraad, wat ek nooit gebruik het nie, maar ek het daai praktiese al die lesse wat ons geleer het, weer eens al daai skoolgeld wat ons betaal het, fisies letterlike skoolgeld wat ons betaal het ons ingesit in hierdie kursus en ons het regtig niks terughou nie. Want daar is niks vir ons om, jy weet, terug te hou nie. Ons voel al hierdie inligting. Ek sê ook altyd vir mense, alles wat ek weet van die musiekbedryf, het ek by ander mense geleer, soos Pieter onder andere, en soos van al die groot name saam met wie ek al gewerk het en ons al gewerk het. En ons het net besluit, luister hier, so ons wil regtig, jy weet, alles gee vir die mense en ons hou niks terug. Jy leer om terwyl jy draf. Why an online course? Accessibility. Anyone can join us from wherever they are, and I mean you can do it at your own pace. We have it's Ek dink dis 'n belangrike ding ook om te besef dat almal is nie op dieselfde plek nie. Nie enige van ons studente wat begin is een op dieselfde plek nie. Ons het studente daarso wat al vir 10 jaar lank al in die musiekbedryf is. Maar wat nog steeds nie weet hoe om enigiets te doen. Hulle weet nog steeds nie wat royalties is nie. Hulle weet nog steeds nie wie Samro is nie. Hulle weet nie hoe werk 'n platemaatskappy nie. Maar dan het ons ander mense wat sê net maar pas uit die skool uit is en sê dit is wat ek wil doen. So almal is op hulle verskillende plek, almal is op 'n verskillende pace en ons sê vir mense, vat jou tyd solank soos wat dit vir jou gaan vat om deur die kursus te kom. En ek dink dit is wat dit fantasties maak. Ons sal love om eendag, jy weet, in persoon te kan doen en workshops en goed te kan doen, maar ek dink tot ons, jy weet, daar kom die fondasie is om te sê, hier is ons al die inligting wat jy hoef te weet van die musiekbedryf om te begin en doen dit op jou eie base. Yeah, you're also making use of interviews and kind of like lectures in the form of interviews with other music stars and role players within the industry. So that kind of makes it quite fresh and quite relatable almost. We have over 40 interviews currently.
with a lot of the Afrikaans stars, a lot of the, like you say, industry role players, record label execs, you know, PR experts, marketing experts, and it's great. We're learning as we go. He does the interviews, I'm editing, I'm going, wow, this is amazing. Like, I'm learning so much. It's great to hear from people who are in the industry, who are doing it themselves and who have done it for many years, because we don't get those opportunities, and it's so focused on each interview is very focused on what. So ek dink dit was nogal 'n cool ding ook geweest van die proses is daar's 15 hoofstukke wat ek eers aangebied het en ek het dit gedoen in my ateljee. Ek en Nick ons het weer dit maar wat noem hulle wing gun and run, jy weet type of thing. En ons het 15 hoofstukke. Die hoofstukke dek alles van jou artistieke identiteit tot bemarking, tot bestuurders, tot platemaatskappye, royalties, social media. Wat doen jy as jy famous is? Dis die laaste hoofstuk. Ons het daar gesit, ons guys het ons alles gedek. En dis ons wat doen jy as jy famous is? Wat doen jy as jy eers die geld het? Wat doen jy as jy eers Wat doen nou as jy famous is? Hoofstuk 14. Ek het 'n kursus vir jou. How do you stay relevant? Waar kan ou en hoe skryf ou in? Hoe maak jy? Sterfabriek.co.za, gaan check ons daar uit, gaan join ons waglys daarso. So ek sê daar's 15 hoofstukke, dan is daar 40 plus interviews met van Rian Benadi, Rikus Nel, Early B, Elof tot al die groot platemaatskappye, PR companies. Al die inligting wat jy wil hê, word nie net deur my gesê nie, Henko Armse van Spotify, word nie net deur my en deur ons span gesê nie, maar deur actual mense in die bedryf leer vir jou. En ons het weeklikse hangouts. Vir 'n jaar lank word jy gementor deur ons weekliks. Jy kan vir ons direk vra en ons harte alles stap vir stap deur. Baie dankie Hugo en Nick Jordan, Sterfabriek. Ons is net hierna terug en gesels ons met Bibi, so bly ingeskakel. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefd steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. Those who know, use Inco when it's time to work, when it's time to build, when it's time to get the job done. Inco offers the widest range of professional, quality tools at affordable prices. So whether you're a contractor or simply doing it yourself, visit your nearest stockist today and ask for Inco. Inco, professional tools made affordable. I lost my mum a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue.
www.dynamica.co.za. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning en ons het 'n paar minute gelede verneem dat die bekende radiopersoonlikheid Darren Scott oorlede is. Dit na 'n lang stryd met fase 4 melanoomkanker. Hy was 61 jaar oud. Ons wil net van ons kant af sê, ons dink aan sy familie. Ons gaan nou voort met vanoggend se program en die sanger en komediant Bibi is bekend vir treffers soos Daai Girl, Papreen en natuurlik vir haar rol as die eksentrieke Dr. Reinet Nodee op ETV se komediereeks Die Fakulteit. Maar vandag is sy hier om met Roseanne oor haar nuwe een-vrou vertoning getiteld Aspris te gesels. Baie dankie Elsa. Bibi, groot welkom hier by Goeiemôre Good Morning. Baie dankie, dis lekker om by jou te wees. Bibi, jy is van nature 'n komiese aktrise. So, waar eindig Bibi en waar begin die karakters wat jy speel? Comedy is maar my forte, het ons nou al besef, maar eintlik begin Bibi waar die musiek begin het. Ek is dis my eerste liefde, sang en musiek. Maar die comedy is baie lekker en ek dink om mense te maak lag is belangrike werk. Ja, absoluut. Jou een-vrou vertoning Aspris, ek is so mal oor die naam. Ek lap daaroor. So Aspris, nie Aspris wees nie. Dis lekker. Waaroor gaan dit? Wel, dit kan enigiets beteken, maar die crux is doen jou en doen dit Aspris. So ek sê altyd vir mense, vergewe jouself vir die goed wat jy nie is nie en dan fokus ons gou op die sterkpunte en dan gaan jy net wen en jy gaan dit Aspris doen. Dit is ongelooflike goeie raad. Dit is 'n comical show, maar daar in die crux lê daar eintlik 'n les om te leer. Maar hulle sê mos altyd comedy is waarheid. Ja, comedy is true. So die show bestaan uit verskeie sketse. Yes. Kan jy vir ons 'n paar van die karakters net noem en werk hulle saam met mekaar of is hulle maar aparte mense? Ken hulle mekaar? Hulle ken mekaar want ons is almal een mens. Ek voel soos 'n office blok. Daar's 'n CEO, daar's 'n sekretaresse en daar's ek. Ja, so dit is verskillende karakters wat ek gaan self speel. Ek wil nou nie te veel daarvan weggee en hulle name vir julle gee en so nie. Maar daar is 'n meer konservatiewe karakter. Jy weet, dit is soos 'n yin en yang. En dan is daar 'n stout free spirit karakter. Ek dink en almal het dit. Almal is twee mense. Almal, wel, ek is 3. Is van die karakters op regte mense gebaseer en is jy soms bekommerd dat daai mense die show gaan kom kyk en sê, "Haai nee, Bibi, wat nou? Hoe is ek nou in jou show in?" Ek wil nie nou sê ja nie, want net nou daag my tannie Janine op. Maar ja, daar is goedjies wat ek by mense gesteel het, maar soos ek sê, dis my eie waarhede wat ek wil ontbloot en voorstel aan die wêreld. Maar die ouer karakter wat ek speel, baie similar aan Renate van Fakulteit of Renet van Fakulteit. Ja, Steve Hofmeyr het eendag vir my gesê, "Bibi, jy speel hierdie ou vrou so met soveel gravitas." Het jy al baseer op iemand? Toe sê ek nee, ek het dan net uitgedink, toe sê jy gaan 'n beneekte ou vrou wees eendag. Ek wil baie graag hoor, hoe klink Janine, die Engelse vrou wat Afrikaans praat? Okay, so sy is eintlik as Engels, maar sy is verkies om te Afrikaans praat. Okay. Ja. So haar grammar is nie great nie, but haar woordkeuse is uitmuntend. Dit klink vir my uitmuntend, baie lekker, Bibi. Hoe pas die musiek in by die een-vrou vertoning? Want jy is so talentvol, jy wil alles inkram. So, hoe kan ons dit nou verwag wanneer ons die show gaan kyk? Dit is juis hoekom ek gedink het om meer as een karakter te speel, want dan kan ek meer as een genre doen. En ek is baie versatile as dit kom by die genres. So die karakters gaan ek aanpas saam met die genre waarin ek dink hulle lekkerste lê en dan kan ek baie options bring. Hoe gaan jy te werk? Want jy het nou gesê aan die begin, jy is alles. Jy is die produksiesekretaresse, jy is die sosiale media, jy is die company director, jy is alles. Jy het ook geskryf en jy tree op as hierdie karakters. Hoe gaan jy te werk om te kies wat werk en wat nie werk nie? Want iets wat vir jou dalk snaaks is, gaan dalk nie vir 'n gehoor werk nie. Daai is baie nice wat jy gesê het, want ek voel altyd as dit vir my snaaks is, gaan dit land. It's all about the delivery, maar dis lekker om vir jouself te skryf, want jy weet tot waar jy jouself kan druk, jy weet wat jou perke is.
ek weet wat vir my gaan werk, so dit was lekker om vir myself te skryf en ek het nie teruggehou nie. Ek het myself so 'n bietjie uitgedaag en challenge accepted, hoor. I'm every woman, dis presies wat ek doen met hierdie show Aspres. Bibi, mense is mal oor jou en ek kan heeltemal verstaan hoekom. Jy is so 100% autentiek in jouself en dit kom voor in jou karakters. Dit kom voor soos wat ons nou hier sit en gesels. Jy is wonderlik. Waar gaan die vertoning wees? Waar kan mense kaartjies kry? My eerste vertoning gaan by Café Barcelona wees in Pretoria en dis 'n baie klein venue, so dit is genooide gaste vir eers, maar van daar af gaan ons Blouhond toe met hom gaan. Ek wil Atterbury bel. Ek wil elke teater in hierdie land gaan besoek en as jy my op jou dorp wil hê, asseblief bel. Weet jy wat is nog 'n ding wat vir my so great is, want jy is 'n self-starter. Jy skryf jou eie goed, jy tree op, jy's so ongelooflike groot inspirasie. Waar kan mense jou volg in terme van wanneer hulle jou kan boek en waar hulle jou wil hê? Waar kan hulle daai inligting kry? Ek is oral op social media, BB Artist SA, en dan my agent Rex is fantasties. Hy is baie accommodating en hy's by Entertainment and Events Factory. Bibi, ons gaan al hierdie inligting op ons sosiale media platforms deel sodat mense presies kan weet waar hulle jou in die hande kan kry en waar hulle jou kan sien optree, want jy is 'n absolute fees. Dit was Bibi, ons is so bly sy het met ons kom kuier. Hierdie onderhoud sal op ons YouTube kanaal wees. Elsa, oor na jou. Baie dankie Rosanne, en so doen ons dit, 1 koppie koffie op 'n slag. Nou onthou, jy kan op Goeiemôre Good Morning adverteer. Stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za vir meer inligting. Dis al van ons kant af, maar ons sien jou môreoggend weer. So maak seker jy sit so lank daai koppie koffie gereed en ook die ketel aan. Totsiens. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business.